vanoggend met jou praat oor U is. Jy onthou toe Moses by die brandende bos gekom het en die Here het vir hom gesê, Moses, gaan haal my volk, het hy gesê, Here, maar wie gaan ek sê het my gestuur? En die Here het vir hom sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. U is. Daar is nie woorde om te verduidelik wie God is nie. Daar is nie genoeg woorde as ek en jy vandag probeer om vir mekaar te verduidelik, wie is ons God? Waar begin ons en waar eindig ons? U is. Een ding wat ek wel weet is, U is die God van wonderwerke. En net in Moses se storie alleen, ons het nou net van die brandende bos gepraat, kan jy net 'n klomp wonderwerke sien. Toe die Here hom stuur om die Israeliete te gaan haal, onthou julle die 10 plaae, die water wat in bloed verander het, wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk. Toe hy uiteindelik vrygelaat is en hulle kom voor die Rooi See en die Rooi See gaan oop en hulle stap op droë grond deur die Rooi See, wonderwerk. En Joshua was Moses se opvolger. Onthou julle die storie van Jerigo se mure wat geval het? Wonderwerk. Onthou julle toe Joshua teen die Amoriete beklei het? En ons lees daarvan in Joshua 10, beklei Joshua en die Israeliete teen die Amoriete en hulle is besig om te oorwin. En Joshua bid en hy sê, Here, help ons om hierdie Amoriete totaal en al te verslaan. En dan staan daar in Joshua 10, die Here het die son laat stil staan vir 'n hele dag. Vir 'n volle dag het die son in die middel van die hemel gaan stil staan, sodat die Israeliete die Amoriete heeltemal kon oorwin. Wonderwerke. Daar is so baie wonderwerke, as ek net dink aan Jona en die vis. As ons deur die Ou Testament stories gaan, is dit wonderwerk op wonderwerk. En dan dink ons aan Jesus, wat bietjie nader aan ons tyd is, en ons dink aan Jesus se wonderwerke. Jairus se dogtertjie, wat uit die dood uit opgestaan het. Lazarus, wat al 4 dae dood was, wat uit die dood uit opgestaan het. Onthou julle die 5000 mans en hulle gesinne, wat kos gekry het met 5 broodjies en 2 visies? Wonderwerk. Ons lees van 10 melaatses wat gesond word. Ons lees van die man by die bad van Bethesda, krepeles wat genees word. Ons lees van blindes wat sien en dowes wat hoor. Daar is wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk in die Bybel. Ek en jy glo daarin. Ons glo in die Bybel. Ons glo dat elkeen van daai stories gebeur het. Maar soms voel die Bybel se stories waarin ons glo so ver. Asof dit ver in 'n ander wêreld, in 'n ander tyd, in die Bybelse mense se lewens gebeur het. Dit voel nie altyd 'n realiteit in ons lewens, so vandag en vir nou. Waar is ons moderne wonderwerke? Ek weet nie wanneer laas het julle gehoor van iemand wat uit die dood uit opgestaan het, of 5000 mense wat met 5 broodjies kos gekry het nie. Dit voel of dit daai tyd gebeur het, maar wat van vandag? Waar is ons moderne wonderwerke? Ek dink dit gebeur nog. Ek glo U is nog steeds die God van wonderwerke. En ek dink as ons wakker is, kan ons dit rondom ons raak sien. Ek het so ruk terug gesê, Here, ek wil ook wonderwerke sien, ek wil dit beleef, ek wil ook deel wees van wonderwerke, soos die Bybelse tyd. Ek wil dit ook sien en hoor. En 'n paar weke terug lees ek hierdie getuienis, en besef net, die Here doen wonderwerke dalk anders in 2025, as wat hy dit gedoen het in die Bybelse tyd, maar hy doen nog steeds. Ek lees die getuienis van 'n man wat in die tronk was. Hy was 'n geharde misdadiger, ek dink hy's nou nog in die tronk. Hy het groot geword in 'n moeilike kinderlewe, nooit van Jesus gehoor nie, nooit eintlik 'n verhouding met Jesus gehad nie. Hy het eintlik nie eens geglo dat daar 'n God is nie. En hy was 'n misdadiger, hy het baie slegte goed gedoen in sy lewe, en hy beland in die tronk, en hy saam met 40 mans in 'n tronksel. En een van hierdie 40 mans is 'n wedergebore kind van die Here. En hierdie man bly aan mekaar met hierdie geharde misdadiger praat oor Jesus. En hierdie geharde ou wil niks weet van Jesus nie. En een oggend is hy nou so moeg vir hierdie ou wat Jesus aan mekaar na hom toe bring, dat hy vir hom sê, luister hier, ek glo nie daar's 'n God nie, jy moet ophou praat met my oor Jesus. Miskien sal ek glo dat daar 'n God is, as elke een van ons 40 in die sel 'n bottel shampoo kry.
van die shampoo in die sel was klaar en dit het nie so lekker geruik nie. En hy dog toe miskien, as elkeen 'n bottel shampoo kry, dis onmoontlik, want hulle het nie eers 1 bottel shampoo tussen 40 manne nie. Daardie middag kom daar 'n sendingorganisasie na die tronk toe en lewer vir elke een van die gevangenes 'n pakkie af. Al 40 mans in die tronksel kry 'n pakkie en in hierdie pakkie is daar 'n klein Bybeltjie, Gideon Bybeltjie, en daar is 'n koekie seep en raai wat nog? 'n bottel shampoo. Daai dag kom 'n geharde misdadiger tot bekering oor 'n bottel shampoo. Hy sê, die getuienis sê, hy kon dit nie glo nie. Hy roep daai Christen en hy sê, nou moet jy my vertel van Jesus, want so iets het nog nooit met my gebeur nie. Wonderwerke gebeur nog. Alles het 'n bottel shampoo. Wonderwerke gebeur in ons gemeente. Daar sit hy, sy naam is Luan. Gaan jy by my kom staan gou? Sal jy? Kom staan gou by my. Kan julle onthou, ons het vir Luan gebid voor sy operasie. Dit was die 17 April wat hy geopereer is. Luan is gebore met 'n gesplete verhemelte. Hulle moes wag tot hy groot genoeg is om hierdie groot operasie te doen. Hulle moes uit sy heup, watter kant het hulle geopereer? Daai kant, uit sy heup been haal en in sy verhemelte en sy kakebeen inplant. Hier staan hy, 'n maand later. Dis ons wonderwerk, hy is vandag hier. Wag. Voor jy gaan sit, julle moet nou nie ophou bid nie. Daar sit sy ma, Antonetta. Hy moet vir 3 maande rustig wees. Ons kort nog 'n wonderwerk. Jy moet mooi soet en rustig wees, hoor? OK, dankie, ons is bly jy's hier so, hoor? Daar sê hy is die eerste keer vandag weer terug in die kerk, is so lekker om hier te sien. Hy is 'n God van wonderwerke. In die week bel ek 'n vroutjie wat hier by ons in die kerk is, een van ons dinamika sissies. En ek het haar lanklaas gesien en die Here lê haar net so swaar op my hart. En ek bel haar en ek vra vir haar, hoe gaan dit? En ek kon sommer in haar stem hoor, sy worstel. Sy begin my vertel van goed wat verkeerd loop in haar lewe en sy bid al 7 jaar vir iets. En sy sê, dit voel net asof dinge erger en erger raak, het raak nie beter nie. Sy sê, dit voel vir my of die Here vir al die ander mense antwoorde het, maar hy vergeet my. Hy sien my nie raak nie. En ek voel haar pyn. Ek dink ons almal het al so gevoel. Dit voel asof die Here dit wat ek graag wil hê vir al die ander mense rondom my doen. Ek onthou toe ek en Jan so graag wou kinders hê. Dit het vir my gevoel almal rondom my raak swanger. En ek hoor haar hart en ek hoor haar pyn. En sy sê vir my dit voel vandag asof die Here my vergeet. En in daai oomblik, ek glo dis net die Heilige Gees, kry ek hierdie inspraak en ek sê vir haar, ek wil hê jy moet weet, hierdie telefoonoproep vandag is die Here se manier om vir jou te sê ek het jou nie vergeet nie. Die Here het jou op my hart gelê om te bel vanoggend om vir jou te sê, hy weet. Amen. Hy het jou nie vergeet nie. En ek bid vir die telefoon en daai damwal bars en ek hoor hoe huil sy aan die ander kant en terwyl ek bid, hoor ek hoe verander haar gemoed en sy begin sê, dankie Jesus. 'n Telefoonoproep. Toe ek daai telefoon neersit, toe voel dit vir my asof die Here vir my sê, want ek vertrou die Here ook vir goed in my lewe wat nog nie gebeur het nie. Ek voel asof die Here in my hart vir my sê, wees jy iemand anders se wonderwerk en ek sal sorg dat jou wonderwerk by jou uitkom. Dit herinner my aan iets wat Joyce Meyer baie lief is om te sê. Joyce Meyer sê dit baie en sy skryf dit baie. Sy sê, what you make happen for someone else, God will make happen for you. Wat daarvan, in plaas daarvan, dat ek en jy sit en wag vir God om ons wonderwerk vir ons te stuur. Wat daarvan is ek en jy saam met hom begin werk om iemand anders se wonderwerk te wees? Om sy hande en sy voete, sy stem, sy ore in iemand anders se lewe te wees. En weet jy, partykeer is dit so maklik soos om 'n bottel shampoo te koop, 'n telefoonoproep te maak, te bid vir 'n seentjie,
om Jesus se hande, sy voete, Jesus se wonderwerk in iemand anders se lewe te wees. Ek dink ons lewens gaan anders lyk. As ons ophou wag en begin iets doen, al kan jy net bid, weet jy hoe kosbaar is dit om te bid? Net vanoggend vertel Hantie vir my van Tannie Raaitjie. Tannie Raaitjie is 96 jaar oud, sy kan nie meer kerk toe kom nie. Hantie gaan kuier gereeld by haar. En Tannie Raaitjie wat so bid vir ons hier by Dynamika. Tannie Raaitjie is 96. Sy's 'n intercessor vir hierdie gemeente. Sy doen nog 'n werk vir Jesus op aarde. Die Bybel is vol skrif, vol voorbeelde van wanneer ek bietjie vergeet van myself en uitreik na ander mense toe, hoe die Here dan vir my begin sorg. En ek wil vir julle 'n paar van dit lees. In Lukas 6 vers 38 staan daar: gee en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestap, geskit en propvol sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal daar ook vir julle gemeet word. As ek niks uitdeel nie, as ek niks gee nie, is daar geen maat wat ek gebruik om te meet nie. Hoor hoe mooi sê die boodskapvertaling hierdie vers. Hy sê, deel julle besittings met ander, dan sal God vir julle sorg. Julle sal nooit te min hê om van te leef nie. Julle sal van kop tot tone oorlaai word met goeie dinge. Ja, julle ganse lewe sal oorloop van goedheid. Al die goeie dinge wat julle met ander deel, sal op verrassende maniere na julle toe terugkom. Dis 'n belofte in God se woord. Deel wat jy het en hy sal sorg dat daar op verrassende maniere weer dinge na jou toe terugkom. Spreuke 11 vers 25 sê, wie 'n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Is dit mooi nie? Ek gun jou voorspoed. Al kry ek nie nou wat ek wil hê nie, dit gebeur met jou wat ek graag wil hê, ek gun jou voorspoed. Want dan beteken dit ek maak die deur oop vir God se oorvloed in my lewe. Hy gaan aan, hy sê, wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. Dis 'n eeuoue beginsel. Dit het in Genesis begin. Toe die Here die skepping gemaak het, het hy al hierdie gesê, en Paulus kom bevestig dit in die Nuwe Testament, in Galasiërs 6 vers 7. God laat hom nie spot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Ons kan nie daarby verbykom nie. Dis 'n woord beginsel. As jou hand oop is om uit te deel, is hy ook oop om te ontvang wat God vir jou wil gee. Maar as jy met toe hande lewe, dan maak jy eintlik ook die deur op God se oorvloed in jou lewe toe. Ek dink aan 'n paar voorbeelde. 2 weke terug met Moedersdag het ons gepraat oor die weduwee van Sarfat, wat haar laaste handjie vol meel vir God gegee het. Sy het haar laaste roosterkoek gaan bak en vir Elia gegee. En die Here sorg vir 3 jaar dat haar meel in daai erdekruik is, sodat sy en haar seun en Elia kan kos kry. As ek dit wat ek het gee, dan het die Here verrassende maniere om weer vir my te voorsien. Ek dink aan Rut. Ons almal ken Rut se storie. Haar man is oorlede, haar skoonpa is oorlede. Naomi, haar skoonma, sê sy gaan terug Bethlehem toe. Rut gee haar bekende omgewing, haar familie, haar afgode, alles in haar lewe op en sy trek saam met Naomi Bethlehem toe. Sy aanvaar Naomi se God, ons God as U is. Sy gaan na Bethlehem toe. In Bethlehem gee die Here vir haar guns en haar baie kruis met Boas. Sy en Boas trou en sy en Boas se seun is Obed. Obed se seun is Isai. Isai se seun is Dawid en Rut word ouma grootjie van Dawid. Sy het haar familie in Moab prys gegee, geoffer, saam met Naomi getrek. Sy het Naomi se familie geword en God gee vir haar 'n nuwe familie, 'n gesin terug, en sy word nie net Dawid se ouma grootjie nie, sy word ook opgeneem in die geslagsregister van Jesus. Ek lees vir julle in Efesiërs 6 vers 8, julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het. Die Here is wakker, hy slaap nie, hy sien alles, hy weet alles. Hy sien wat jy doen, en hy is nie iemand wat jou gaan skuld nie. God betaal terug dit wat jy vir hom doen, dit wat jy vir ander doen.
Ek dink aan Josef, wat in die tronk sit, en die skinker en die bakker kom met hulle drome na hom toe, en hy lê hulle drome vir hulle uit. En die skinker vergeet heeltemal, hy word weer aangestel in Farao se paleis, skink lekker vir hulle die wyn met ete, hy vergeet van Josef. Tot Farao droom het, en niemand kan die droom uitlê nie. Daar's niemand in Egipte nie, nie een van die wyse manne kan die droom uitlê nie. En die skinker onthou skielik, daar's 'n ou in die tronk, sy naam is Josef, hy het my droom uitgelê. Hulle gaan haal vir Josef, en Josef lê Farao se droom vir hom uit. Die Here gee vir hom insig in Farao se droom. En Josef word aangestel as tweede in bevel van Egipte. Uit die tronk, tweede in bevel van Egipte. Die Here het gesien dat hy getrou was om Jesus se stem te wees, om God se hande en voete te wees, selfs in die tronk. En die Here het hom bevorder. Dink aan Job, dalk die beste voorbeeld, wat alles verloor het. Sit in sak en as, en sy vriende kom kuier vir hom, en hulle wil nog meer vir hom vertel wat hy alles verkeerd gedoen het. En op 'n stadium lees ons dat Job begin bid vir sy vriende. Hy sit in 'n posisie waar hy niks oor het nie. Maar dan lees ons in Job 42 vers 10, nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander, en hom 2 keer soveel gegee as wat hy gehad het. As jy jou hart vir die Here oopmaak, sê Here, hier is ek, gebruik my. Waar kan ek iets doen vir jy? Kan ek vir my vriende bid? Dan maak jy ook jou lewe oop vir God om te begin werk, agter die skerms, om vir jou deur te kom. Dis wat ons leer hier. Daar's soveel wonderwerke wat ons van lees in die Bybel. Soveel kere wanneer iemand iets goed vir iemand anders doen, dat God hulle beloon daarvoor. As jy iemand anders se wonderwerk is, gaan God sorg weer dat jou wonderwerke gebeur. En ek dink die beste voorbeeld wat ons het is Jesus. Jesus het sy alles gegee, hy het sy lewe gegee, hy het aan daardie houtkruis gesterf, sy bloed het gevloei, hy het alles wat hy gehad het, sy laaste asem vir jou en my gegee. Die Seun van God gee sy lewe, sodat honderde duisende miljoene seuns en dogters van God toegang tot die Vader kan hê. Jesus het sy alles gegee en ek en jy is sy oes. Ons wat kinders van die Here is die oes van die kruis. Toe Jesus sy alles gee, het God die deur oopgemaak om deur hom hemel toe te gaan. Ons lees in Galasiërs 3 vers 26, deur geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Ons ken hierdie beginsel, ons weet dit, ons doen dit nie altyd nie, maar ons weet dit werk. Saai en maai werk, om goed te doen werk. Die Here het 'n manier om weer goeie goed by jou uit te kry. Maar dan kom die vraag by my op. Sal ek Jesus se hande en sy voete, sy stem, sy ore, sy mond wees? Sal ek doen wat die Here van my vra, goed wees vir ander, selfs al sien ek nie dat hy my gebede antwoord nie? Sal ek aanhou om die regte goed te doen, om gehoorsaam te wees aan sy stem, om met 'n goeie oop hart te lewe, selfs al gee hy nie vir my dadelik wat ek wil hê nie, selfs al kry ek eers my beloning eendag in die hemel. Want dis nie altyd 'n ruiltransaksie. Ek doen nou goed en dan moet hy nou dadelik vir my goed terug doen nie. Dis 'n geestesding hierdie, wat ons nie altyd met ons kop verstaan nie. Ons weet nie, die Here weet van alles, en hy sien alles wat jy doen raak. En hy weet as jy 'n broodjie vir 'n man op straat gee, en hy weet as jy 'n beker water vir iemand gee wat dors is, hy weet van dit alles, en hy sal jou op 'n manier daarvoor beloon. Maar sal ek aanhou om te gee, selfs al sien ek nie op hierdie stadium, in hierdie seisoen, sy oop hand in my lewe nie? Paulus kom op 'n stadium in sy lewe en hy sê, ek weet nie wat die toekoms hou nie. Ek weet nie wat God vir my nog gaan doen in die toekoms nie, maar al sou God niks meer vir my doen in die toekoms nie, dit wat hy klaar in die verlede gedoen het aan die houtkruis, is meer as genoeg vir my om my hele lewe aan hom te wy. Ons lees dit in Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Omdat hy vir my kom wys het hoe lyk liefde.
Omdat hy sy lewe aan 'n kruis vir my gegee het, sal ek aanhou om sy hande, sy voete, sy mond, sy stem, sy ore te wees in mense se lewe. Partykeer is dit 'n bottel shampoo, partykeer is dit 'n telefoonoproep, partykeer is dit 'n gebed, partykeer is dit 'n broodjie wat ek vir iemand gee, maar ek sal aanhou om te doen wat hy op my hart lê om te doen, want ek sal nooit kan terugbetaal wat hy vir my gedoen het aan die kruis nie. Wat Jesus ook al vir jou en vir my vra om te doen, dit kan nie vergelyk met wat hy al klaar vir ons gedoen het aan die kruis nie. So ja, Here, die antwoord is, ek sal aanhou om u hart te wees, om u hande te wees in mense se lewens. Al bloei ek, al pyn ek sal aanhou, want ek weet u is, en u sien my, en u sal op die regte tyd, op verrassende maniere, u seën en u guns en u oorvloed oor my lewe gee. Here, en al moet ek wag tot eendag daarbo, weet ek nog steeds, u mis niks nie. U weet van alles. So ja, Here, ek sal aanhou, want u het my kom wys wat liefde is. Omdat u my eerste lief gehad het, sal ek u lief hê. En hoe het ons hom lief? Ons het hom lief deur sy mense lief te hê. Ons dien hom deur ander te bedien, deur met oop harte en oop hande te lewe. Want u is die een van wie ek alles ontvang het wat ek het. Nie net materieel nie, maar vryheid in my gees, genade. Ek het dit alles van u ontvang. En daarom, Here, sal ek aanhou teruggee. Help my om sensitief te wees vir u stem, sodat ek die oes kan kry wat u vir my berei. Ek gaan vra dat ons net so sit. Wil jy nie net jou oë saam met my toemaak nie? Ek weet daar's tye wat ons sê, Here, ek verstaan nie. Dit voel of u dit vir almal doen behalwe vir my. En ek weet daar's tye, Here, wat ons nie seker is of ons ooit eers deur dit gaan kom nie. Maar dankie, Here, dat ons vandag weet u is daar vir ons. U is die almagtige God wat wonderwerke doen. Dankie, Here, as u dit vir 'n man in die tronk met 'n bottel shampoo kon doen, net in hierdie week vir 'n vrou met 'n telefoonoproep, as u dit vir Loan kon doen, dan kan u dit vir elkeen van ons doen. U is die God wat raak sien, wat hoor. En ons eer u daarvoor, en dankie dat ek kan bid vir elkeen wat in hierdie plek is. U weet waardeur ons gaan en waarmee ons worstel. Ek bid, Here, dat u op 'n verrassende manier u hand van oorvloed oor ons lewens sal oopmaak. En ons sal weet, dit kon net God gewees het. En ons sal altyd al die eer aan u gee, soli Deo Gloria. In Jesus se naam. Amen.